Wat 'n voorreg om vanmôre weer saam met jou verder te kuier in God se woord. Ek is Rinus van Sion in Parys. Vanmôre praat ons oor God se voorbereiding. Ek lees vir jou uit Matteus 17 vers 1. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. Jy ken hierdie storie, né? Die berg van verheerliking. Die skrif teken 3 keer aan dat Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes van die ander afgesonder het om hulle op 'n baie spesifieke en spesiale manier te bedien. Interessant genoeg het elkeen van daardie geleenthede met die dood te doen gehad. Die eerste keer wat Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes uitgesonder het, het hy hulle na die huis van Jairus geneem, wie se dogter gesterf het. Nadat hy die spotters uitgedryf het Jesus die jong meisie weer lewend gemaak en Petrus, Jakobus en Johannes het gesien dat hy die dood oorwin het. By 'n tweede geleentheid sou Jesus hulle na 'n tuin van Getsemane neem, terwyl hy gebid het. Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Laat nog steeds nie my wil geskied nie, maar u wil, sou Petrus, Jakobus en Johannes verstaan dat hy aan die dood onderwerp was. En hier in Matteus 17 neem Jesus die 3 na die berg waar hulle hom verheerlik in die dood sal sien. Ek glo Petrus, Jakobus en Johannes het hierdie spesiale tye van onderrig oor die dood nodig gehad. Want hierdie 3 apostels sou elkeen baie unieke ontmoetings met die dood hê. Petrus sou die eerste disipel wees wat van die dood vertel is. In Johannes 21 het Jesus gesê, Petrus, hulle sal jou hande uitsteek en jou dra waar jy nie wil wees nie. En dit is presies wat gebeur het toe Petrus onderste bo gekruisig is. Jakobus was die eerste disipel wat doodgemaak is, deur sy vervolgers in die lente deurgesaag. Johannes was die laaste van die disipels wat gesterf het. Verban na die oënskynlike godsverlate eiland Patmos, was dit 'n 90-jarige Johannes wat die boek Openbaring ontvang het. Die Here het Petrus, Jakobus en Johannes uniek voorberei vir wat elkeen van hulle sou trotseer. En hy sal dieselfde vir jou doen. Hy sal jou deur Bybelstudies, radioprogramme, vriende en boeke voorberei vir wat jou persoonlik voorlê. Dit is vir my verstommend hoe ek iets kan bestudeer of iets kan hoor net om 'n week later te ontdek dat die situasie ontstaan waarin ek presies daardie inligting nodig het. Bly sensitief vir die stem en sien dan die Here se getrouheid in die liefdevolle voorbereiding van jou vir wat voorlê. Mag jy in hierdie dag weet, God is met jou. Die Here seën jou. Amen.